In die nuus vanaand, die seun van die afgestorwe voormalige Zimbabwe-president Robert Mugabe en nog 'n verdagte is in Johannesburg na 'n skietery in hegtenis geneem. In Brittanje is die voormalige hertog van York, Andrew Mountbatten-Windsor, in hegtenis geneem oor vertroulike dokumente aan Jeffrey Epstein. Dis nuustyd op SABC 2. Goeienaand en baie welkom. 'n Seun van Zimbabwe se afgestorwe gewese president Robert Mugabe en nog 'n man is in Johannesburg in hegtenis geneem na 'n skietery waarin 'n tenier ernstig gewond is. Die polisie het bevestig dat hulle deur 'n veiligheidswag by 'n huis in die ryk woonbuurt Hyde Park ontbied is, waar hulle aanvanklik gesukkel het om toegang tot die eiendom te kry. Die twee verdagtes is amptelik by die Bramley polisiekantoor in Johannesburg in hegtenis geneem. Volgens die polisie is die 23-jarige slagoffer in 'n kritieke toestand in die hospitaal opgeneem. Een van die persone wat ondervra is Mugabe en sy vrou Grace se jongste seun. Die polisie sê hulle soek nog na die wapen wat in die skietery gebruik is. We also have our dog unit that is currently searching in the house, searching for the firearm that is alleged to have been used to shoot the particular employee. So at the moment we will be taking into custody two people. They are aged 33 and 24. They will be taken in for questioning so that we can determine actually as to what happened during when this shooting occurred and what actually led to the shooting. From your preliminary investigations, Colonel, we understand that there was an altercation before the shots had gone off. Are you investigating that as well? Yes, that's the reports that we received, and those will form part of our investigation. Yes, it was indicated that the gardeners indicated that the victim is alleged to be a gardener in this particular yard. It was alleged that he didn't come to work and there was some sort of a squabble. Mugabe is in 2017 in die ouderdom van 93 dood nadat hy na 37 jaar aan bewind as president verwyder is. Van sy gesinslede bevind hulle al jare lank in Suid-Afrika. Minstens 5 passasiers is dood in 'n busongeluk toe die bestuurder beheer oor die voertuig verloor het op die N1 Noord buite Louis Trichardt. Meer as 30 passasiers is beseer en in die hospitaal opgeneem. Voorlopige ondersoeke deur die departement van vervoer dui daarop dat die bus beheer verloor het by 'n kronkelende bergpas. Die bus was op pad van Braamfontein, Johannesburg na Messina toe dit vroegoggend teen die wal afgerol het. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwedi Mantashe, word môre verwag by die Ekapa Minerals myn in Kimberley, waar 5 mynwerkers vasgekeer is na 'n modderstorting eergister. Die mynmaatskappy Ekapa Minerals sê water en modder word tans aggressief uit die skag gepomp in 'n poging om toegang tot die mynwerkers te kry. Ons skakel nou oor na ons verslaggewer op die toneel, Keith Suister. Goeienaand, Keith. Wat is die jongste daar op die grond? Goeienaand, Lenet. Wat is die jongste verwikkelinge? Op die oomblik is die situasie nog baie dieselfde as wat dit vanmiddag was. Op die oomblik is die situasie nog baie dieselfde as wat dit vanmiddag was, Lenet. Ons het pas verneem dat die water nog steeds op groot hoogtes binne die myn is en dat ek dink die situasie nou van so 'n aard is dat die reddingswerkers nie meer by die myners kan uitkom nie. Maar op die oomblik het die myn gesê hulle sou vir nou pas 7:30 of 6:30 sou hulle 'n persverklaring uitgereik het om te sê wat die situasie op die pad vorentoe is by die myn, maar daai persverklaring is nog nie beskikbaar nie. Soos wat ons nou weet dat hierdie ongeluk het Dinsdagoggend in die vroeë oggendure gebeur en hierdie myners is nou nog 800 meter ver onder die grond vasgevang en groot reddingsoperasies was aan die gang, maar soos ek sê, die myn het vanmiddag laat weet dat die watervlakke nog baie hoog is en hulle gaan sukkel om by die vasgevangde mynwerkers uit te kom, Lenet. So is daardie reddingspoging om die water en die modder uit te pomp, is dit vereers gestaak? Dit is baie moeilik om te sê, Lenet, of daai operasies gestaak is, want twee van die reddingsspanne is onttrek. Hier is nog mense besig aan die myn om te pomp, maar soos ek gesê het, die watervlakke is baie hoog en dat die proses wat hulle moet volg baie lank gaan vat. So die myn gaan binne die volgende paar minute of so vir ons 'n persverklaring uitreik wat dan die pad vorentoe gaan bring, Lenet. Die verwagte nagwaak wat sou plaasvind, is dit al aan die gang?
Op die oomblik het hierdie nagwaak sou 6:00 begin het, Lenet, maar soos ons nou hier so staan, is hier nog nie enkele persoon wat daai nagwaak moet begin hierso nie. So ons hoop dat dit miskien 'n bietjie later gaan begin. Dis deel van 'n groep gemeenskapslede van Cassandra woonbuurt net hier langs die myn wat daai nagwaak beplan, Lenet. Enige terugvoer van die provinsiale regering, plaaslike regering oor die verwikkelinge en hulle betrokkenheid al dan nie? Op die oomblik geen reaksie van die provinsiale regering. Die plaaslike regering, die Soplaatjie munisipaliteit, het in 'n verslag vir die gemeenskappe van Kimberley gevra om te bid vir die families van hierdie vasgevangde werkers. So dit is basies wat ons responses gekry het van plaaslike en provinsiale regering, Lenet. En die familie, die jongste oor hulle, is daar bekommernis? Is hulle by hierdie nagwaak? Verwag julle hulle later? Lenet, ons hoop dat baie van hierdie familielede by die nagwaak gaan opdag. Deur die loop van die tyd, afgelope paar dae het ons probeer uitreik na familielede. Die wat ons in die hande gekry het, gesê hulle kan nie met die media praat nie om welke redes en dit is baie moeilik om uit te vind wat regtig onder in die myn gebeur. Hulle self weet ook nie, maar ek dink dat daar's dalk nie meer hoop vir van hierdie werkers wat nou vasgevang is nie, Lenet. Baie dankie Keith Suster, ons verslaggewer daar in Kimberley wat daardie reddingspogings vir ons dophou. President Cyril Ramaphosa het oproepe om die beleid op breë basis swart ekonomiese bemagtiging te skrap, verwerp. Hy het ook 'n dwarsklap gegee na sommige ministers in die regering van nasionale eenheid wat aanspraak maak op regeringssuksesse vir partytetiese gewin. Ramaphosa het gereageer op die debat wat na die staatsrede gevoer is. Die president het weer eens 'n beroep op politieke partye gedoen om te verenig om oplossings te vind vir die land se uitdagings. Volgens hom het die land vordering gemaak die afgelope 8 jaar om staatsinstellings te herbou. Ramaphosa is hoopvol dat Suid-Afrika op die rand is van vinnige ekonomiese groei. Hy het egter oproepe om swart bemagtiging te skrap verwerp. It cannot be acceptable to anyone in this house for African people, colored people and Indian people to be poorer and have fewer opportunities than white people. It cannot be acceptable. And remembering that that was the order of the day in the past, and it can therefore never be acceptable that that should continue. Ramaphosa hou vol dat regstellende transformasiewetgewing nodig is. Now, despite this progress, the average income of white households is still nearly 5 times higher than that of black African households. This is the gulf that we must close. Ramaphosa sê ministers in die RNE moet nie regeringssuksesse vir politiekery misbruik nie. No minister or deputy minister should be publicly claiming their work in the GNU as an achievement of their party. In many cases, the basis for their achievements were laid before they even came into office. Ramaphosa het ook verwys na misdaadkartelle wat tydens getuienis voor die Matlanga Kommissie van ondersoek en die ad hoc komitees na vore gekom het. We will not allow criminals and criminal syndicates and gangs to prevail. We are going to go after them and we will deal with them. Die president het beweringe weerlê dat private beleggings in hawens, spoorweë en in die elektrisiteitssektore op privatisering dui. Let me be clear, we are retaining the public ownership. For those who believe that we are privatizing, all we are doing is to bring in strategic partners. Ramaphosa het ook verwys na die waterkomitee wat die waterkrisisse in munisipaliteite gaan hanteer. It will also require mobilizing resources and expertise to support municipalities that are in crisis and make interventions more quickly and more effectively. Tydens Sile Lonzi van die EFF se spreekbeurt in die debat
het hy 'n lys van CV's van werklose jeugdiges aan die president oorhandig. Over 5.7 million young people are now registered on the SA Youth Platform. To date, over 2 million earning opportunities have been secured by the young people who participate on this platform. Now, many young people in our country now know that there is this platform and they flight their CVs. They flight whatever experience they have on this platform. And employers pile in and identify those that they would want to employ. Ramaphosa het afgesluit dat 2026 die jaar van nasionale dialoog is en dat dit die land sal vorentoe neem. Die geskoorste adjunkt nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Shadrack Sibiya, het beweer dat die vermeende misdaadkartelbaas Vusimusi Katmatlala betaal het vir 'n boutvergrotingschirurgie, beter bekend as 'n Brazilian butt lift, vir luitenant-generaal Hilda Kossi Setumule. Setumule neem in Sibiya se pos as adjunkt nasionale polisiekommissaris waar. Sibiya het getuig oor Katmatlala se beweerde hegte bande met senior polisiebeamptes in die polisiediens, insluitend homself as ook Setumule. It has been alleged that General Setumule personally benefited from Matlala in circumstances that were not disclosed. These allegations include that certain elective medical procedures were performed by medical practitioners, the cost of which were paid for by Mr. Matlala. I am advised that these benefits were not declared through any formal disclosure. Hy het ook gesê dat Setumule se getuienis voor die kommissie oor die ontbinding van die taakspan wat politieke moorde in KwaZulu-Natal ondersoek het, verskil het van sienings wat sy met hom in 'n oproep verlede jaar gedeel het. Setumule het reeds voor die kommissie verskyn en getuig oor die ontbinding van die taakspan, as ook Sibiya se beweringe dat sy en teenintelligensie hom ondersoek het. On numerous occasions during telephonic conversation between General Setumule and myself prior thereto, she was openly critical of the PKTT. Especially, I recall a particular telephone conversation in which General Setumule expressed the view that the PKTT was untouchable and alleged that, in her opinion, the task team was being used to siphon the budget allocated to it. Die kommissie se verrigtinge duur môre voort. Aldeblyke stroom in na die dood van die bekende Suid-Afrikaanse toekomskundige en strateeg Clem Sante. Hy is gisteraand in die ouderdom van 81 in Kaapstad oorlede na 'n lang stryd teen kanker. Sante het veral bekendheid verwerf vir sy high road, low road scenario's in die 1980s, wat teenstellende scenario's vir Suid-Afrika se pad na demokrasie voorspel het, gegrond op politieke keuses en ekonomiese beleidsopsies. In sy huldeblyk beskryf president Ramaphosa Sante as 'n baanbreker en 'n visionêre leier wat diep vir die land omgegee het. Ons gaan net hierna voort met buitelandse nuus. Bly ingeskakel. Welkom terug. Die Britse koning Charles sê dit is met die diepste kommer dat hy kennis geneem het van die inhegtenisname van sy broer Andrew Mountbatten Windsor. Hy is vroeër vandag op sy 66ste verjaarsdag in hegtenis geneem op verdenking van wangedrag in 'n openbare amp. Die polisie ondersoek beweringe dat die voormalige hertog van York vertroulike dokumente aan die ontslape en veroordeelde seksoortreder Jeffrey Epstein gestuur het. Mountbatten Windsor is op 'n eiendom op die Sandringham landgoed in Norfolk vasgetrek. Die voormalige prins het glo in sy hoedanigheid as Britse handelsgesant verslae oor Vietnam, Singapore en ander plekke waar hy amptelike besoeke afgelê het met Epstein gedeel. Dit is onthul in dokumente van die ondersoek na Epstein wat die Amerikaanse regering sedert verlede jaar uitgereik het. Die tweede oudste seun van wyle koningin Elizabeth II is ook voorheen beskuldig van seksuele aanranding en is na die skandaal van sy titels en eretitels gestroop. Terwyl sommige inwoners sy inhegtenisneming verwelkom het, glo ander dat hy nie met sy beweerde oortreding sal wegkom nie. I thought he'd go into hiding and get away with it. Yeah, so
No, that's all I've got to say, really. I'm pleased. Honestly, nothing's going to happen to him, really, if you think about it. You know, he's fully protected by his family. I don't want to say too much into it, but hopefully he gets what he deserves, which is, if it's life in jail, then it's life in jail. If it's exile, then it's exile. Die polisie het die gewese hertog van York se ander wonings, insluitend Royal Lodge, deursoek. Koning Charles het met diepe kommer gereageer op die nuus van sy broer, maar gesê die gereg moet sy loop neem. Mountbatten Windsor, wat nog nie formeel aangekla is nie, ontken alle beweerde oortredings. 'n Groep onafhanklike menseregtekenners van die Verenigde Nasies sê die Epstein-dokumente bevat ontstellende en geloofwaardige bewyse van sistematiese en grootskaalse seksuele misbruik, handel en uitbuiting van vroue en meisies wat kan neerkom op misdade teen die mensdom. Die 9 kundiges wat as spesiale rapporteurs vir die VN se Menseregte Raad in Genève aangestel is, waarsku dat die data kan neerkom op seksuele slawerny, reproduktiewe geweld, marteling, onmenslike en vernederende behandeling en vrouemoord. Die groep het verder aangevoer dat ten spyte van die onhullings in die bundels dokumente wat deur die Amerikaanse Departement van Justisie vrygestel is, aanspreeklikheid beperk is. Die spesiale rapporteur se verklaring lei dat die omvang, aard, sistematiese karakter en transnasionale reikwyte van die gruweldade teen vroue en meisies so ernstig was dat 'n aantal daarvan redelikerwys aan die wettige drempel van misdade teen die mensdom kan voldoen. Hulle sê misdade teen die mensdom kragtens internasionale strafreg plaasvind wanneer dade so seksuele slawerny, verkrachting, gedwange prostitusie, handelvervolging, marteling of moord gepleeg word as deel van 'n wydverspreide of sistematiese aanval teen 'n burgerlike bevolking. It is very important that the judicial system of every member state that is somehow implicated investigate all of the allegations fully to ensure that those who committed crimes, those who abused women and girls, those who abused their influence, be held to account. Die kundige sê die slagoffer se privaatheid moet beskerm word om hulle veiligheid te verseker en stigma te voorkom. Hulle het ook versoek dat die Amerikaanse owerhede al die Epstein-dokumente moet bekend maak, volle regstelling en vergoeding vir slagoffers vir alle skade wat gelei is verseker en oortreders aan die pen laat ry. Hulle het ook gevra dat die verjaringstermyn wat die vervolging van ernstige misdade wat aan die Epstein kriminele onderneming toegeskryf word verhoed opgehef word. Die kundige sê dis noodsaaklik dat regering streng optree om oortreders aanspreeklik te hou. President Donald Trump het 'n multimiljard hulppakket aangekondig om Gaza te herbou. Hy het die aankondiging gemaak by die eerste vergadering van sy Raad van Vrede in Washington. Verteenwoordigers van soort 45 lande, insluitend Israel, Egipte, Indonesië, Pakistan en Qatar, is lede van die raad. Sommige van Amerika se sleutelbondgenote, soos Brittanje, Frankryk en Noorwe, het egter lidmaatskap van die raad geweier. Honderde mense het buitekant betoog terwyl die vergadering aan die gang was. Today, and I'm pleased to announce that Kazakhstan, Azerbaijan, UAE, Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, and Kuwait have all contributed more than $7 billion toward the relief package. That's great. Thank you, fellas. Thank you. Humanitarian assistance is raising $2 billion for the support of Gaza. Additionally, Japan has just committed to host an aid fundraiser, which will be a very big one. It's already successful. We know some of the numbers that are being talked about, which will be attended by other nations in the region, including South Korea, the Philippines, Singapore, and others. I'm also pleased to announce that FIFA will be helping to raise a total of $75 million for projects in Gaza, and I think they're soccer related, where you're doing fields and
You're getting the greatest stars in the world to go there. This Gaza situation was impossible to solve under orthodoxy, under existing structures. And so what we did is they went to the UN and they got the UN's approval to put this group together and bring these nations together to come up with a very specific solutions to a very unique and specific problem. We have a long ways to go. There's a lot of work that remains. It will require the contribution of every nation state represented here today, and we thank you for being a part of it. En kom ons kyk hoe die markte om 5 uur vanmiddag gelyk het. Net hierna bring ons die uitslae van vandag se wedstryde by die T20 Wêreldbeker toernooi in Indië en Sri Lanka. Bly by ons. Kanada gewen. Afghanistan het 200 vir die verlies van 4 paaltjies aangeteken. Kanada kon egter slegs in hulle toegelate bilbeurte bietjie minder doen. Dis ongelukkig al vir vanaand. Baie dankie vir die saamkyk. Ons groet tot môre aand. Mooi bly dan. Tot dan. Goeienaand, welkom by die weer. Vandag word reën verwag in die sentrale gedeeltes en die oostelike dele van die land. Ons sien 'n 60% kans vir reën in dele van KwaZulu-Natal. Vir môre reën duur steeds voort in die sentrale gedeeltes van die land. 60% kans vir reën in die Oos-Kaap en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Môreoggend miskolle word verwag langs die Plateaurand en dan ook langs die Weskus. Vir vannag en môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën wat dan verwag word in groot dele van KwaZulu-Natal. Ons kyk nou na se minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Pretoria 18:30, Carletonville 17:29 en dan Springs en Vereniging albei 16:30. In Limpopo enkele buie en donderbuie, Lephalale 20:35, Thabazimbi maksimum van 33 en dan Phalaborwa 21:34. Mpumalanga, Ermelo maksimum van 28, Mbombela 19:30 en dan Mkondo het dan 'n maksimum van 30. KwaZulu-Natal nat in die provinsie Kokstad 10:28, Pietermaritzburg 'n maksimum van 32 en Richards Bay 21:34. In die Oos-Kaap vir enkele buie en donderbuie, Mthatha maksimum van 31, Graaff-Reinet 16:33 en KwaNodjoli 'n maksimum van 30. Koel in die Wes-Kaap met reën wat verwag word in gedeeltes van die provinsie. Beaufort Wes 19:34, Worcester 'n maksimum van 36 en Riversdal 20:36. In die Noord-Kaap, Appington 23:35, De Aar 19:32 en Calvinia 'n maksimum van 34. Vrystaat verspreide buie en donderbuie, Bloemfontein maksimum van 32, Frankfurt en Bethlehem albei 'n maksimum van 30. Ons laaste provinsie is Noordwes, Mahikeng maksimum van 31 en dan Ottosdal 'n maksimum van 31 daar ook. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.